Baie welkom, dit is tyd vir Fokus. Ek is Pieter Kloete en my gaste vanaand telefonies is Jaco Kleinhans, hoof van Solidariteits kommunikasie afdeling van internasionale skakeling, en dan ons gas hier in die ateljee is Roland Henwood en hy is 'n politieke ontleder en dosent verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Nou, daar's baie om te sê. Ons gaan vanaand eintlik letterlik net praat oor die ANC se hoofraadsvergadering wat sopas begin het, ek dink 'n dag of 2 gelede. Met toespraak natuurlik vanoggend deur president Cyril Ramaphosa. Ek wil wel begin, Jaco, ek weet miskien ook eens vir jou, hallo sê telefonies, hoe gaan dit? Ja, lekker om te gesels Pieter en lekker om Roland ook 'n slag te gesels. Daar het so baie gebeur Pieter, as mens nou hier in Desember is, nou ek dink nogal toe ons nou voorberei vir vanaand se program wat 'n jaar dit was, net mens so amper nie 'n jaar terug kon dink wat alles in 2025 gebeur het nie, né? Ja, baie besige jaar. Hoorie Jaco, ons gaan net begin met 'n insetsel van Prof Koos, so 3-4 minute net om ons 'n bietjie inleiding te gee tot ons gesprek. Kom ons doen dit 'n bietjie later. Ek gaan wel begin met die hoofraadsvergadering wat natuurlik vanoggend begin het met president Cyril Ramaphosa wat begin met sy toespraak, en daar's 'n hele paar goed wat hy gesê het wat vir my nogal half laat kopkrap het, maar ek dink Roland, jy het nogal baie goed gesê so van lig af oor die manier hoe hy toesprake doen. Ja, goeienaand Pieter, goeienaand Jaco en ook al ons mense wat saamluister vanaand. Ek dink as ons gaan kyk na wat president Ramaphosa gesê het, weet mens kan baie maklik sê hy praat 'n klomp nonsens, hy skep 'n beeld wat nie bestaan nie, en op een vlak is dit so, maar as 'n mens mooi luister, dan het hy vir my 'n styl begin ontwikkel waar hy al die foute, al die leemtes, al die mislukkings uitwys, maar nie op 'n manier wat negatief is nie, op 'n manier wat eintlik die onderbou gee van kyk hoe goed is ons eintlik besig om te doen. En ek dink vandag was weer so 'n toespraak gewees. Hy het nie gedoen wat hy gedoen het so paar weke terug deur te sê kom ons gaan leer by die DA nie. Ek dink nie hy gaan weer daai fout maklik maak binne die party nie. Maar hy het 'n groot klomp van die kritiese probleme en die mislukkings van die ANC het hy tog aangedui sonder om die ANC te beskuldig. En ek dink dis miskien deel van die interessante manier wat hy dit doen. Hy dui hierdie goed aan. Nou, dis nie net hy nie, dis 'n benadering in die ANC. Hulle eksternaliseer die oorsake. Dis iets of iemand anders wat dit veroorsaak. Maar dis nie asof hy totaal die foute en die mislukkings geïgnoreer en verbloem het nie. Hy het dit miskien sagter gestel, maar dit is tog aan die orde in sy toespraak. Ja, en Jaco, nog voordat hulle begin het, was daar 'n betoging gewees buite die Birchwood Hotel gewees van 'n klompie van die ANC personeel wat nou nog steeds of laat betaal is of nog glad nie betaal is nie. Ek meen, dit is nou nie 'n goeie begin vir so 'n hoofraadsvergadering nie. Wat is jou opinie rondom dit? Ja, nee, kyk, kom ons wees eerlik, Pieter, die ANC is 'n finansiëel en moreel bankrot organisasie en president Cyril Ramaphosa, oor wie ek veel meer krities is, klou vas absoluut aan die laaste bietjie mag en beheer van die organisasie. Ons het gesien daar was 'n poging in aanloop tot hierdie hoofraadvergadering om homself as leier te verwyder. Nou is daar 'n heksejag binne in die party om van daardie mense wat daardie poging sou loods ontslae te raak. Daar gaan duidelik nie so iets by hierdie vergadering wees nie. Ramaphosa is nog stewig in die saal, maar hy is ook in die pylvak van presidentskap wat as 'n mens net so 'n bietjie die glorie wat deur die linkse media geskep is in Suid-Afrika rondom die G20, as mens dit net so 'n bietjie inkant toe skuif, 'n presidentskap wat nie baie suksesvol was nie. Hy verwys graag na dinge wat hervorm moet word om korrupsie byvoorbeeld te beveg. Hy verwys na die verkrygingsstelsel in staatsdepartemente en hoe dit hervorm moet word sodat ons korrupsie kan beveg. Maar goed, hy het 8 jaar reeds gehad om dit te doen en hy het dit nie gedoen nie. Hy is absoluut iemand wat altyd vir iemand anders die skuld sal gee vir alles. Sy verwysing na beweerde rassemeerderwaardigheid in Suid-Afrika is tipies iets wat hy nie verantwoordelikheid vat vir Suid-Afrika se absoluut kwynende globale geopolitiese invloed nie. Daar's hierdie ongelooflike wanpersepsie
wat deur die meerderheid van die Suid-Afrikaanse media aangevuur is die laaste paar weke, dat Suid-Afrika, omdat ons die G20 aangebied het, 'n groot geopolitiese rolspeler is. En Ramaphosa het weer ietsie daarvan in sy toespraak ook vandag gesê, soos wat hy nou die aand in sy uiters propagandistiese televisie toespraak ook gesê het. Dit die teenoorgestelde is waar, Pieter. Ek het gister teruggekeer van Europa, 2 weke daar. In die meeste Europese lande weet mense nie eers die G20 beraad het plaasgevind nie, terwyl Europese leiers mooi dinge hier in Johannesburg gesê het hulle niks gaan terugsê in hulle eie lande nie. Hulle het nie behoorlik daar gaan vertel en terugvoer gee nie. Hulle is versigtig. Die pogings binne die ANC en president Ramaphosa om Europese leiers te oortuig om in te tree vir Suid-Afrika by Amerika in terme van volgende jaar se G20 beraad het klaaglik misluk. Geen Europese leier het dit gedoen nie en daarom is Suid-Afrika uitgeskakel uit daardie G20 beraad. So, dis 'n valse narratief wat president Ramaphosa skep in al hierdie toesprake wat hy ook vandag gedoen het. Dis 'n valse narratief oor die beweerde suksesse van die ANC, want aan die een kant kan jy sê ja goed, 95% van mense het nou toegang tot elektrisiteit. In 1994 was dit net 58%. Hy het verwys na byvoorbeeld water, mense wat krane op hulle erwe het, wat toegeneem het oor die 30 jaar van 61% na 82%. En dit is alles mooi. Ek dink almal van ons sal graag wil hê dat alle Suid-Afrikaners toegang moet hê tot water, elektrisiteit, vullisverwydering, riolering. Maar dit is net volhoubaar moontlik indien die ekonomie groei, indien dit met ander woorde moontlik is weens 'n groeiende belastingbasis om aan alle Suid-Afrikaners sulke dienste te lewer. En indien jy dan 'n redelike skoon regering het, soos wat jy in westerse lande dikwels het, waar geld doeltreffend aangewend word om dan hierdie dienste te kan lewer, jy deeglike beplanning het om jou kapasiteit uit te brei om dit te kan doen in elkeen van daardie terreine, het die ANC misluk. Dit help nie jy gee mense elektrisiteitskoppelings nie. Ek sien dit by baie van hierdie plakkerskampe reg oor die land. Elektrisiteitskoppelings en waterkoppelings, maar daar is eenvoudig nie behoorlike watersuiweringsaanlegte nie. Daar vind die vullisverwydering plaas nie. Ons weet wat met beerdkrag gebeur het, omdat mense toegang gekry het tot 'n netwerk, maar daar nie betyds kragstasies gebou is nie en daar korrupsie plaasgevind het. So weet jy, ja, dit was weer 'n dink ek in elk geval in 'n groot mate hierdie toespraak van Ramaphosa, 'n poging om uiteindelik 'n verkiesingsveld tog af te skop vir volgende jaar se munisipale verkiesing, om 'n bietjie die ANC te reset, om die Engelse woord te gebruik, instelling so bietjie te doen. En ja, ek stem saam, Ramaphosa het sekerlik gewys na die foute. Hy het gesê hoe noodsaaklik dit is dat die ANC moet hervorm en die regte dinge moet begin aanpak. Maar ek dink hulle sien duidelik steeds nie die olifant in die vertrek raak nie. En die olifant in die vertrek is bloot reuse mislukking deur die ANC. Dit is hoekom swart mense veral opgehou stem het, hoekom haar laasstempersentasie is en hoekom die ANC nou al vir 2-3 verkiesings, voortdurend 3 verkiesings al steun verloor. So ja, ek dit is verstommend, jy weet. Dit was my so 'n bietjie soos die keiser wat kaal is, jy weet, president Ramaphosa met al sy mooi praatjies by die toespraak, terwyl daar bitter min eie verantwoordelikheid geneem word. Ja, daar word 'n bietjie verwys na die foute, maar daar word dit altyd of iemand anders die skuld gegee, of daar word eintlik gesê, maar ons is besig om dit op te los, of ons het dit reeds opgelos, wat in meeste gevalle nie waar is nie. Rondom die elektrisiteitkrisis weet ons dat die beerdkragprobleme hoofsaaklik opgelos is, omdat die privaat sektor en privaat individue natuurlik baie alternatiewe energie ontwikkel het. Ja, jy sê dat die party moet homself vernuwe, maar ek dink dit is dalk nie moontlik as 'n mens nie die regte leier het nie. En 'n mens, ek dink vir so 'n party wat nou al soveel jaar in bestaan is daar diep liggende goeie soos byvoorbeeld wat Roland ook gesê het net van lig af wat ek nogal self nie geweet het nie, is dat hulle betaal almal van al die hoë koppe van die ANC word betaal, maar dan die juniors word nie betaal nie. Dis daai sistematiese goeders. Ek weet nie, Roland, dink jy dat die ANC ooit sal vernuwe, of moet hy eers totaal en al sterf en weer nuut opgebou word? Kyk, daar's 2 argumente vanuit die ANC self. Laat kom ek doen en antwoord dit so.
Die een is hierdie idee van ons is besig met herstrukturering en hervorming en ons gaan ons probleme oplos en ons gaan hierdie skip omdraai en ons gaan die glorie van die verlede herwin en weer aangaan as nie 'n party nie, die dominante party in Suid-Afrika. Maar dan het jy die meer realistiese beskouing van 'n Kgalema Motlanthe wat so diep uit die ANC uitkom as wat jy kan kry, wat al 4-5 jaar terug gesê het, die ANC moet in sy eie belang mag verloor, sodat hy homself kan herontdek, herstruktureer en van voor af opbou, om weer die party te wees wat dit veronderstel is om te wees. So daar kom vanuit die ANC 2 absoluut teenoorstaande standpunte. Van buite af as 'n mens kyk na die ANC, dan is daar 'n geskiedenis, maar daar is bitter min van 'n toekoms. En die rede hoekom ek dit sê is, hoe meer daar gepraat word oor ons moet die party herstruktureer, ons moet verander, ons moet die probleme uithaal, wie sit in die top 7 van die ANC? Ek dink 5 van die top 7 sit met misdaad of met baie ernstige beweringe rondom hulle, wat hulle probeer keer dat dit ondersoek word. En dit kan jy reg deur die party gaan trek. Nou sit jy met die konflik van 'n komende leierskapsverkiesing, en daai leierskapsverkiesing gaan nie oor 'n beleidsverskil nie, dit gaan oor persoonlike belange. Nou goed, ons hoor stories van wie gaan almal in die wedloop wees, maar die wat nou bekend is nie 'n leier wat die party gaan omkeer en op die regte pad gaan plaas nie, wat hulle ook al as die regte pad beskou. Daar is soveel mense wat diep betrokke is by die korrupsie en die mislukkings van die verlede. En wat hulle op die stadium beskerm, is hulle nabyheid aan die party en die leierskap. So hoe gaan jy so 'n party, terwyl dit regeer, op hierdie ongelooflike moeilike pad plaas van ons moet hierdie goed uitroei, ons moet goeie leiers kry, ons moet etiese leiers kry. Daar's nie eers 'n ooreenstemming oor wat dit moet behels nie. Ons kyk na die probleme rondom die politieke opleiding en die politieke skool van die ANC. Hoe min vordering daar met hierdie projekte is. Dan kom jy by die organisatoriese agteruitgang, en dis iets wat baie min aandag kry, maar ek meen die hart van 'n suksesvolle politieke party is sy organisatoriese vermoë, sy strukture wat hy reg oor kiesafdelings, reg oor Suid-Afrika het, as jy op nasionale vlak wil funksioneer. Daar was verlede week die ANC se Johannesburg streek se kongres. Die syfers wat daar uitgekom het, daar was 110 takke, daarvan nou net 5 oor is. Wat funksioneer en wat voldoen aan die vereistes. Ek meen, hoe gaan jy so 'n party effektief maak? Hoe gaan jy so 'n party kry om weg te kom van eie belang van individue, waar gemanipuleer word in terme van hoe takke saam, hulle praat van kongrestakke. Takke word gestig voor 'n kongres sodat mense steun kan kry om afgevaardigdes te wees. En dan ontbind daai tak. Hy het nie 'n bestaansreg nie, hy het nie. En dis daai praktyke wat dan, en nou kom jy by die volgende been hiervan, die absolute agteruitgang in regering en die vermoë om te regeer, veral op plaaslike vlak, maar reg deur die stelsel. Dit is wat mense wat gaan stem, die loyale partyondersteuner wat die ANC altyd op kon staat maak, weggedryf het. Want dis die mense wat nie dienste kry nie. Ek meen, Jaco het verwys na krane en sulke goed. Hoeveel mense het elke dag nie water nie, omdat plaaslike regerings nie hulle werk doen nie? Hoeveel mense het nie krag nie omdat daar beurtkrag is nie, omdat die strukture wat krag moet gee, dood eenvoudig nie meer die vermoë het, en die mense wat dit in stand moet hou, kan nie dit meer doen nie, of gee nie om dit te doen nie. Dis die goed wat mense wegdryf. Dis die goed wat Suid-Afrikaners hopeloos laat, en dan kyk hulle na hierdie party wat homself aanbied as die vaandeldraer van nog steeds die Nasionale Demokratiese Revolusie, en die party wat hulle in hulle dokumentasie sê, ons het die konstitusionele demokrasie in Suid-Afrika geskep en gevestig. Nou natuurlik was die ANC deel daarvan, maar dis nie die ANC se maaksel nie. En dis hierdie grootdoenerigheid en arrogansie van die ANC, en dis die ander dimensie, ek het nou nie net daarna verwys nie. Onderliggend aan baie van die toesprake wat ons vandag gesien het, is hierdie absolute arrogansie van ons weet beter en ons sal vir die mense sê en ons gaan hierdie goed verander.
Maar intussen is dit die rede waarom ons sit waar ons sit in Suid-Afrika. So, dis 'n baie interessante dinamika wat besig is om uit te speel. Die feit is net, die ANC is nog steeds die grootste politieke party. Hy het in relatiewe terme nog steeds meer mag as al die ander party. Of dit so gaan wees na die volgende verkiesing, dit weet ons nie. Maar dis nog steeds waar die party is. En dis hoe die party se leierskap, die elite hulle self aanbied. Dat hulle is verhewe, hulle is die mense wat weet. En ek dink dit is hoekom dit so moeilik is vir die party om weer aanklank te vind. Hy het nie die organisatoriese vermoë nie, hy het nie die leierskap nie, hy het nie die styl meer om met die mense te praat nie. Ons gaan net weer verder gesels, bly ingeskakel, dis Fokus. Ons gaste vanaand is Roland Henwood, politieke ontleder en ook verbonde aan die Universiteit van Pretoria, en Jaco Kleinhans telefonies en die hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Ons is net hier weer terug. Welkom terug, dis Fokus, ek is Pieter Kloete. Jaco, oor na jou, ek sien ook dat Ramaphosa gesê dat onder andere misdadigers se tyd is verby, en dit kom 'n dag net nadat Marius van der Merwe brutaal vermoor is voor sy vrou en sy kinders, en dit is nie die enigste persoon wat al sy lewe verloor het, wat 'n vletjieblaser was nie. Ons kyk na Babita Deokaran, daar's Kloete Marie en sy seun Thomas, Pamela Mabini wat 'n aktivis was van Port Elizabeth, Jimmy Mohlani, ek kan 'n hele lys noem van mense. Dit lyk vir my asof dis maar soos wat Roland gesê het, jy weet, is al hierdie mooi goedjies en dan noem hy maar hierdie goed wat fout is, maar daar word net niks daaraan gedoen nie. Ja, kyk, ons probleem, Pieter, ek stem heeltemal daarmee saam, is, as ons kyk na misdaad, is die misdaadprobleem so breed soos wat die term misdaad is, of soos wat die HAT se beskrywing van die woord misdaad is in Suid-Afrika. Ons het nie met ander woorde byvoorbeeld net 'n probleem met bendegeweld op die Kaapse vlakte nie, of 'n probleem met politieke sluipmoorde in KwaZulu-Natal of so nie, jy weet. Ons het 'n misdaadprobleem wat strek na elke uithoek van dit wat misdaad behels. Ons het die voortdurende weeklikse plaasmoorde soos wat ons die afgelope tyd gesien het. Ons het hierdie moorde op vletjieblasers. Ons het die politieke sluipmoorde wat ek vermoed maar net as ek kyk na en ek luister na die geluide wat kom uit MK en die ANC, kan mens net dink hoe dit potensieel kan toeneem in aanloop tot volgende jaar se munisipale verkiesing, veral dan in KwaZulu-Natal. Ons het die verdiepende probleme met bendegeweld in die Weskaap. Kyk wat het gebeur met hierdie voormalige onderwyseres wat 'n entjie van Kaapstad lughawe af oor die naweek met 'n mes doodgesteek is, terwyl sy per familie gaan kuier. Die misdaadprobleme in Suid-Afrika is so breed, en daarom is ek baie bly, Roland wys uit die feit dat daar steeds al hierdie korrupte mense wat ernstige klagtes teen hulle het in senior strukture van die ANC. Is dit in die top 7, maar natuurlik ook soveel van hulle in die groter nasionale strukture van die ANC. En dan is dit verstommend dat president Ramaphosa vandag self sê, nee maar enige kriminele en korrupte mense moet nou finaal uitgewerk word uit die ANC uit. Maar hy stel sulke mense aan as sy vertrouelinge, hy stel hulle aan in sy kabinet, hy stel mense aan met ernstige klagtes teen hulle, soos die minister in die presidentskap, Kombutso Ntshavheni, wat ernstige beweringe al teen haar gehad het, nog uit die tyd toe sy munisipale bestuurder in Phalaborwa was, en die mense wat in sy binnekring is, wat baie naby aan hom is, en dan moet 'n mens jouself die vraag afvra na byna 20 jaar as of adjunkpresident of dan president van hierdie land. Dit is hoe lank president Ramaphosa nou al hierdie 2 topposte beklee. Wat is sy suksesrekord? Nou, wat het hy gedoen? En het hy sy politieke kapitaal gebruik? Daar was voorheen verkiesings wat die ANC met 'n baie groter meerderheid gewen het. Daar was definitief 'n tyd en 'n ruimte vir hom om baie meer te kon doen. Het hy dit gedoen? Wat het hy gedoen? Het hy iets wesenlik gedoen? En ongelukkig is my oordeel daaroor nee, hy het nie. En dan probeer hy nou weerligafleiers gebruik. Nou, ons is met 'n veldtog van weerligafleiers besig, jy weet. Dit is alles van
sabotasie en ekstremisme en internasionale druk en allerhande bose rolspelers en Ramaphosa wat 'n uitsonderlike vermoë het, as mens hom vir iets wil krediet gee, om homself altyd so in 'n posisie van 'n morele hoëgrond te plaas. Hy plaas homself so bietjie op 'n verhoogie vanuit 'n posisie van morele hoëgrond. Hy gebruik graag die internasionale verhoog om dit te doen en dan om terug te kyk op dinge in Suid-Afrika en te sê maar weet julle, hierdie was nou 'n reuse uitdaging, maar kyk hoe begin ons hierdie boot te draai. Kyk hoe begin ons hierdie reg te kry. Ek is nie seker as dit kom by die groter vraagstuk van korrupsie, dat ons in die land besig is om dit reg te kry nie. As daar ondersoeke plaasvind soos die huidige ondersoeke en getuies word blaatant vermoor, sê dit vir my hulle het nie die nodige beskerming gekry wat hulle eintlik moes kry nie. En daar is dus nog te veel rolspelers in die polisie wat duidelik by hierdie dinge betrokke is. So dit help nie ons hoor die mooi woordjies van vandag nie. Die misdaadprobleem is reusagtig. Hy is op elke liewe terrein van die samelewing en ongelukkig werk dit met alles in die regering so dat die finale verantwoordelikheid lê by die president. By niemand anders nie, dit lê by president Cyril Ramaphosa en hy het op hierdie terrein misluk. Jy kan soveel as moontlik kommissies aanstel soos wat jy wil. Wie gaan uiteindelik nog vletjieblassers wil wees? Wie gaan uiteindelik nog wil gaan getuig by belangrike ondersoeke as die kans so groot is dat jy vermoor gaan word? Ons is net hier weer terug en dan wil ek bietjie weer met Roland Henwood gesels oor SHKP en Mbalula se uitsprake by die hoofraadsvergadering van die ANC. Welkom terug by Fokus. Roland, dit lyk vir my asof die ANC se topleiersfigure moet gaan vir twee kursusse. Een is verhoudingskursusse en die ander een is diplomatieke kursusse. Miskien kan dit dalk by Jaco Kleinhans leer. En dit kom na die uitspraak wat Madala Masuku, die adjunksekretaris van die SHKP, ook by hierdie kongres gedoen het. Nou, die ANC het natuurlik groot steun van sy bondgenote, wat natuurlik die SHKP is en ook Kusatu en die meer, en hulle verleen hulle daartoe as dit kom by verkiesings om stemme te kry. Maar nou sê die SHKP nee, hulle gaan sommer self in die verkiesing staan as 'n party. En toe Mbalula nou 'n paar ure later gepraat het, nou so vroeg vanmiddag, toe sê Mbalula, soos hy maar altyd doen met sy uitsprake, dat die SHKP se besluit om sy eie aan die verkiesing deel te neem, hou 'n uitdaging vir die alliansie, en volgens hom is die twee alliansievennote 'n dubbele lidmaatskap 'n dilemma. Veral wanneer die ANC praat oor die verkiesingsstrategie vir 2026, en ek haal hom aan, hy sê, met die SHKP wat voortgaan om die verkiesing te betwis, moet die ANC die SHKP-lede se deelname in sy verkiesingsmasjinerie heroorweeg. Soos amper om te sê, weet jy wat, jy moet nou kies, is nou of die ANC of die SHKP. Weet nie van, jy weet, kom ons kyk hoe ons hierdie kan bemiddel en kyk, want ons het eintlik hulle steun nodig nie. Maar ek dink dis 'n interessante en dis 'n kuns wat die ANC leierskap oor 'n baie lang tyd bemeester het, is om dubbel te praat op 'n manier om almal te probeer tevrede stel, insluit op 'n manier, maar ook terselfdertyd baie sterk verdelingslyne neer te lê. En hulle kon nog altyd wegkom daarmee, want die manier wat dit gedoen is, was nie so sterk intern, dit was teen persoonlikhede, teen groeperinge binne die party. Maar nou sit jy met die hart van die alliansie wat hier ter sprake kom. En dan kry jy president Ramaphosa se toespraak waar hy praat van dis 'n betreurenswaardige besluit en ons moet daaroor praat en dis nie die regte manier nie, ons moet die alliansie versterk, ons moet meer met mekaar praat, ons moet praat oor ideologiese samehang en die ideologiese verbintenis versterk. Dis die argument wat hy voer. En dan kom Fikile Mbalula net 'n bietjie later en hy sê, julle is spioene in ons geleedere wat eintlik teen ons werk, julle moet uit. Nou dis 'n emosionele saak. Daar is mense in die ANC wat al oor tyd begin sê het, as die SHKP op sy eie wil gaan verkiesing hou, dan moet die ministers, adjunkministers, almal wat poste beklee, moet dit dan ontruim en SHKP-lede word. Want hulle is besig om die ANC te gebruik tot hulle eie voordeel. Nou nie een van daai leiers was al bereid om dit te doen nie. Hulle is ook nie gedwing om dit te doen nie. Maar nou kom Mbalula en hy sê, hierdie is nie samewerking, as julle dit wil doen, dan moet ons maar 'n bietjie gaan herbedink. Nou dis twee absoluut opponerende standpunte. Aan die een kant, ons moet praat, ons moet hierdie probleem oorbrug, ons het mekaar nodig, dis die geskiedenis wat ons
het wat ons saamgebring het, en dan die een wat baie brutaal inkom en sê, nee wat, as dit is wat julle wil doen, dan moet ons julle maar uitgooi. Hoe interpreteer gewone lede daai tipe van standpunte? En hierdie is nie onderhandelingsstrategie nie, want dit gebeur op openbare platform. Mens kan altyd die argument hê, weet die sogenaamde good cop, bad cop benadering in onderhandelinge, maar as jy op 'n openbare platform wat wyd gebeeldsend word hierdie tipe standpunte het, dan verdeel jy. Dan skep jy spanning. Dan druk jy mense in 'n bepaalde rigting. So dis 'n baie vreemde strategie wat uitspeel. Nou ons weet Fikile Mbalula het 'n vreemde manier van doen en hy praat baie keer en dan na die tyd dan moet mense gaan verduidelik wat hy eintlik bedoel het om die skade ongedaan te maak. Maar dit is wat ons weer hier sien. En die vraag wat by my opkom is, ek meen daar's baie mense in die ANC wat hierdie kongres beplan het. Wat gaan werk het aan die beleidsraamwerke van die verlede, want hulle moet verslag doen, wat is bereik daarmee? Maar wat ons hier sien is 'n ander soort, is 'n amper 'n straatpolitiek van verdeel en heers, van mense op hulle plek sit. Dit pas nie in by die situasie waarin die ANC homself bevind nie. Tensy die houding is, ons moet nou maar die druk verhoog en as mense wil loop, moet hulle loop en dan werk ons met wat oorbly. Maar dis 'n baie hoë risikostrategie, min of meer 'n jaar voor 'n kritiese plaaslike regeringsverkiesing waar alle aanduidings is. Die ANC gaan onder baie groot druk kom en gaan baie sleg doen. 2 jaar voor die volgende leierskapsverkiesing wat alreeds 'n baie diep verdelende effek op die party het. In 'n tydperk waar daar geweldige probleme met regering is, ekonomiese probleme en die sosio-ekonomiese vraagstukke wat dit tot gevolg het vir Suid-Afrikaners. So vandag is vir my 'n baie vreemde dag in terme van hoe die ANC se topleiers die party aanbied en die boodskap wat hulle oordra. Dis net vir my asof hulle totaal uitvoering uit is met die realiteit waarbinne hulle moet funksioneer. En daai uitvoering begin ook nou reflekteer binne die party. Nou dis 'n beskuldiging wat al oor 'n baie lang tyd gemaak word, dat die ANC se elite leef in 'n borrel, hulle is uitvoering met gewone Suid-Afrikaners. Maar ek begin wonder tot watter mate is hulle uitvoering met die party self. En dit behoort mense in die party daar is denkende mense wat beplan, wat strategies kyk, hulle behoort baie bekommerd te wees met die manier hoe hierdie kongres so ver afskop en aangebied word. Jaco, moet ons as gewone Suid-Afrikaners begin bekommer, want hierdie is natuurlik Ramaphosa se laaste termyn en hy het pertinent gesê dat die nasionale gesondheidsversekering sal geïmplementeer word en grondhervorming een van die dringendste sake is van die regering. Gaan Ramaphosa nou, omdat dit in sy laaste termyn is, hierdie goed probeer deurdruk soos wat hulle Bella en die meer probeer deurdruk het? Ja, kyk, dis 'n populistiese aanslag. Daar wat jy na verwys is nogals twee van die goed waaroor ek notas hier gemaak het. Want kom ons wees eerlik, vir 'n meerderheid van Suid-Afrikaners is grondhervorming nie een van hulle topprioriteite. Nie 'n meerderheid van Suid-Afrikaners wil goeie werksgeleenthede in dorpe en stede hê met toegang tot menswaardige behuising, goeie dienslewering, goeie onderwys vir hulle kinders en dan veilige leef- en beweegruimtes. Dis in my opinie wat 'n groot meerderheid van Suid-Afrikaners, veral swart Suid-Afrikaners, wil hê. Hulle dink nie aan grondhervorming as die oplossing en antwoord vir al hulle daaglikse reuse uitdagings van werkloosheid, armoede, misdaad, swak dienslewering en die verskriklike swak onderwys wat jy veral in baie dele van die land tog kry nie. So dis 'n populistiese aanslag, jy weet, om so 'n bietjie na links te skuif en te beweeg, so 'n ruk na links te gee, dieselfde oor die nasionale gesondheidsversekering wat ons weet onbekostigbaar is. Die land kan dit eenvoudig nie bekostig nie. Daar's net een manier om dit te finansier en dit is met wesenlike hoër belasting wat ek vir jou wil sê ek nie kan sien dat dit deurgevoer kan word nie. Daar is 'n punt waar jy die belastingbelas in 'n land so hoog maak dat die stelsel eenvoudig begin ingee. Dit gee in op verskillende maniere met mense wat op baie groter skaal emigreer en die emigrasie vir jaar was reeds reusagtig gewees, permanent en tydelik, van veral hoë belastingbetalers. Jy begin al hoe meer belastingontduiking te sien. Suid-Afrika stap die pad van lande wat daardie roete gestap het. Maar Ramaphosa gooi al hierdie dinge uit natuurlik, jy weet,
as soort van populistiese pogings en 'n mens moenie die fout maak om te dink dat hy 'n bietjie na regs beweeg het soos wat sommige analiste nou al aangedui het nie. Hy het die grondonteieningswet onderteken, hy het die Bella-wet onderteken. Hy het baie linkse beleid geïmplementeer en staan nog te meer, baie meer linkse beleid voor. Hy is ten gunste van sentralisering, terwyl ons sien sentralisering misluk in Suid-Afrika. Maar ja, hierdie hele konferensie wat natuurlik 'n soort van vreeslike nare groot gedrog is, wil ek amper sê. Mens wil amper hierdie klomp mense stuur wat daar in Boksburg sit by hierdie konferensie en sê, gaan doen julle werk, in plaas van om 'n week lank in 'n konferensiesaal te sit. Ek hoor vanmiddag het Fikile Mbalula sy jaarverslag of sy verslag aangebied vir die konferensie, wat oor die 300 bladsye is, en hy het so lank gepraat dat die kongreslede aan die slaap geraak het. Dat dit eenvoudig aangehou het, terwyl die ANC reg 'n wesenlike probleem het. Kiesers het dit verlede jaar vir hulle gewys. Kiesers is kwaad vir die ANC, mense wat histories vir hulle gestem het is kwaad vir hulle, en hulle het al die potensiaal om volgende jaar nog meer steun te verloor. Potensieel van selfs 40% af terug te sak na 35% of selfs tussen 30 en 35%, veral indien MK nog verder groei en steun wen, wat 'n risiko vir Suid-Afrika is, wat sleg is, wat gevaarlik is. Indien iemand soos Helen Zille byvoorbeeld daarin kan slaag om in Johannesburg baie goed te doen. Julle praat nou oor strukture. Ek dink Roland het daarna verwys dat dit een van die kernfunksies van 'n politieke party is. As jy kyk wat reeds met die hulle veldtog in Johannesburg aan die gang is, wil ek sê, wel, dit is hoe politiek gepleeg moet word. Daar's baie foute tans in die DA en rondom leierskap en interne spanning en dinge, maar dis ook baie duidelik dat Helen Zille voer 'n wesenlike, goed georganiseerde, aangrypende veldtog, eintlik alreeds in Johannesburg nog amper 'n jaar voor 'n verkiesing. So die ANC is met al die verkeerde dinge besig. Hulle is nog besig presies met hierdie ou dinosaurus van 'n organisasie wat baie lang weeklange konferensies hou met beleidsdokumente van honderde bladsye wat niemand kan implementeer nie, wat ook nie die afgelope paar jaar geïmplementeer is nie. En hulle praat nie oor die kernverrotting binne die party nie. En dit is beide 'n ideologiese verrotting met 'n ideologie wat voorgestaan word wat misluk het reg oor die wêreld, maar dis ook 'n leierskapskrisis. As jy kyk na dit wat begin na vore kom rondom hierdie leierskapskrisis, dis baie duidelik dat daar dan van die sogenaamde meer gematigde vleuel binne die ANC 'n groepering is wat bekommerd is dat Paul Mashatile moontlik die leier kan word, die volgende leier van die ANC. Dis ook moontlik die president van die land, maar die alternatiewe is so beperk, nie? Die alternatiewe name wat genoem word, jy weet, mense sal amper bly word as jy hoor Toko Didiza is moontlik 'n ANC-kandidaat, nie omdat 'n mens mal is oor Toko Didiza nie, maar omdat sy ten minste daar meer matig is dan nou en waarskynlik dalk 'n bietjie minder korrup is dan nou as 'n Paul Mashatile byvoorbeeld. Dit is die probleem van deel van president Ramaphosa se nalatenskap, dat hy nie 'n duidelike opvolger voorberei het nie, iemand wat gereed is om sy posisie in te neem nie. En nou sien ons hierdie soort van faksiegevegte waaroor hy vandag ook vreeslik baie in sy toespraak gepraat het, en die gevaar van die faksiegevegte. Ons sien hierdie vreemde optrede van Fikile Mbalula vanmiddag ook weer in sy toespraak, die soort van vreemde dinge wat hy kwytraak. Ja, dis duidelik nog 'n party in krisis, hoor. Ons moenie dink dat die bietjie glorie rondom 'n G20 beraad en beweerde ligpunte van moontlike ekonomiese groei en miskien al die soort van dinge, dat dit die ANC gaan red nie. Ek sien op hierdie stadium nie 'n scenario waar die ANC deur sulke enkele klein dinge gered gaan word nie. Die gewone gemiddelde Suid-Afrikaner is kwaad, of hulle nou wit is of swart is, hulle is ongelukkig, hulle is baie bekommerd oor die toekoms, hulle is nog meer bekommerd oor die toekoms van hulle kinders, en ek dink nie dit gaan vinnig verander nie. Ja, ek wil by Jaco aansluit. Ek het net nou gepraat van die teenstrydighede en hy noem nou die nasionale gesondheidsversekering wat president Ramaphosa sê dit gaan inkom. Paar weke terug het die minister van Finansies gesê daar's nie 'n manier wat daai finansieringsmodel goedgekeur gaan word nie, want dit is 'n aanslag op die middelklas. Dis 'n verarming van die middelklas. So hier sit jy met 'n ideologiese konflik binne die konteks van wat is haalbare regeringsbesluit in dieselfde politieke party.
Die president ondersteun sy minister van Finansies, dit het ons gesien. En ek dink dit is die probleem wat 'n mens mee sit, is hierdie absolute dubbelpratery van populisme of noem dit maar goeie verkoopstegniek wat probeer word, maar dan die praktyk dra dit nie. En dan praat die president van ons leemte is dat ons nie beleid implementeer nie, ons is besig om dat te praat, maar ons doen dit nie. Dit kan nie gedoen word nie. Die diepte is nie daar nie, die vermoë is nie meer daar nie, die suksesse wat daar is, ek dink Jaco het vroeër daarna verwys, kom van buite die ANC, kom van buite die regering. En miskien die laaste punt wat ek hier wil maak, want dis iets wat nie aandag kry in die partykonteks nie. Die ANC sit behalwe met sy verdeeldheid binne die party, is hy besig om al hoe meer vas te loop teen die ontplooide kaders, wat in die staatsrade en die plekke sit, wat nou die teiken word van anti-korrupsie veldtogte sou dit momentum kry van die ondersoeke wat gedoen word, en hulle begin hulle verset daarteen. En nou verset hulle teen die ANC wat hulle ontplooi het. So dis 'n volgende baie groot struikelblok. Ons het gesien in Tshwane hoe moeilik dit is vir partye anders as die ANC om te regeer. Maar die ANC is besig om homself toenemend in daai selfde struikelblok vas te loop. Die mense wat hy ontplooi het, word sy belangrikste struikelblok, maar ook sy oppositie. En daaroor word daar nie gepraat en daar word oor ideologiese verdieping gepraat, daar word gepraat oor wetgewing wat in een van die kontekste oor die ekonomie, dit moet meer byt hê, meer tande hê. Om wat te doen? Om te doen wat tot nou toe nie gewerk het nie. En ek dink dit is die punt wat ons nou al 'n paar keer gesê het. Kiesers sien hierdie goed. ANC-ondersteuners sien hierdie. Hulle word nie meer deur ideologiese praatjies op sleeptou geneem nie. So kom hulle nie meer stem nie. Hulle is diep ontnigter. En ek weet nie of die gesprek wat ons gesien het vandag enigstens gaan bydra om die meerderheid mense se ontnigtering op 'n manier aan te spreek nie. Trouwens, ek dink dit kan dalk tot groter verwydering en skeptisisme lei. Nou, dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het. Ons sal sien hoe hierdie hoofraadsvergadering homself uitspeel in die volgende paar dae. My gas, baie dankie, Roland Henwood, is altyd politieke ontleder en verbonde aan die Universiteit van Pretoria en ook Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Jaco, baie dankie aan jou en welkom terug en baie dankie Pieter. Totsiens.